Nuus vanaand. Suid-Afrika se uitgeskopte ambassadeur uit VSA sê Amerika se vyandigheid spruit uit die regering se besluit om Israel na die internasionale geregshof te sleep. En 'n lawwe leeuetjie kry MRI skandering. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, gaan Dinsdag voor die parlement se komitee in die portefeulje verskyn. Hy het gister 'n voorgestelde beleid in die Staatskoerant gepubliseer oor beleidsaanpassings in inligtings- en kommunikasietegnologie. Dit kan moontlik die weg baan vir die miljarder sakeman Elon Musk se Starlink-maatskappy om in die land te belê sonder dat daar voldoen word aan die regulasie oor 30% swart eienaarskap. Die komitee sê dit lyk asof die minister se voorstelle strydig is met die wet op elektroniese kommunikasie. Die konsepbeleid stel 'n ekwiteit-ekwivalente beleggingsprogram voor wat multinasjonale maatskappye in staat stel om deur ander alternatiewe aan bemagtigingsvereistes te voldoen sonder om aan die 30% eienaarskap element van swart ekonomiese bemagtiging te voldoen. Die voorstel volg na president Cyril Ramaphosa se besoek aan Amerika die week en die Suid-Afrikaanse afvaardiging se wekroepe dat Starlink moontlik misdaad in die land kan bekamp. Politieke partye het uiteenlopende opinies oor die konsepbeleid. The DA welcomes the move by Minister Malatsi on the proposed amendments to the country's ICT legislation. The historic lack of political will and failure to amend legislation has delayed our development. This has hindered access to the economy for many South Africans. Of more concern is a clear national security threat posed by Starlink, as its owner has secured a manipulation of the laws of a country through the use of disinformation and by exerting his power and influence over the president of the US. To surrender our telecommunication capabilities and allow him access and control in a country he has accused of a genocide is a threat to our nation. We are concerned about the manner in which 2 days after the president engaging with Donald Trump, getting instructions from Johan Rupert, who's not a cabinet minister, giving instructions to the president to allow Starlink to come in, and all of a sudden 2 days later, ANC is actually prepared to allow their own policies to be flouted by the DA. Die MK-party eis dat die publikasie in die Staatskoerant teruggetrek word en die ANC se parlementêre voorsitter vir kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Diku, sê die korrekte kanale is moontlik nie gevolg in die publikasie van die konsepbeleid nie. Suid-Afrika se voormalige ambassadeur in Amerika, Ebrahim Rasool, hou vol dat die tweespalt tussen die land en die VSA voortspruit uit die regering se saak van massamoord teen Israel. Die regering het die internasionale geregshof genader oor Israel se oorlog teen Hamas in die Gaza-strook. Rasool woon die ANC in die Wes-Kaap se strategiese beplanningssessie in Kaapstad by. Rasool was die voormalige premier van die Wes-Kaap en dis een van die redes waarom hy die party se beplanningssessie bywoon. Hy is egter oorval deur vrae oor die afgelope week se gebeure in die Withuis, waar die Amerikaanse president Donald Trump voet by stuk hou dat massamoord in Suid-Afrika gepleeg word. The Western Cape has been elevated onto a global stage when Johan Rupert declared to the world that, unfortunate as, for example, White Farm murders are, there are more black deaths on the Cape Flats than there are White Farm murders across the country. And I think that what that has said is, for example, to the ANC in the Western Cape, that we need them to become the kind of opposition that can turn those kind of statistics around, to hold accountable the government of the Western Cape so that such a statistic is not the defense of the country against lies of genocide and land confiscation. Rasool het die Suid-Afrikaanse afvaardiging se hantering van die vergadering geloof.
We stood firm and dignified in the face of enormous provocation by President Trump in the Oval Office. We had to endure lies about the white genocide, lies about land confiscation and all of those kind of things, and yet we remained the adults in the room. Die 11-jarige Jaden Lee Meek, wie se geskende liggaam naby sy woning in Vleerhof, Wes van Johannesburg gevind is te ruste gelê. Hy is meer as 'n week gelede doodgevind op die trappe van die kompleks waar hy gewoon het. Die media is glad nie by die begrafnis in die Wespark begrafplaas toegelaat nie. Die gemeenskap het egter verlede week na die Florida polisiestasie opgeruk en gevra vir geregtigheid vir Jaden Lee. Die seun is met sy skoolvervoer by die kompleks by sy woning afgelaai en het nooit by sy huis uitgekom nie. Niemand is nog in hegtenis geneem in verband met sy dood nie. 'n 1-jarige leeuwelpie het geskiedenis op George in die Wes-Kaap gemaak nadat hy magnetiese resonantsiebeelding of 'n MRI by Garden Route Radiologie ondergaan het. Zamba is een van 5 manlike welpies by die Outeniqua Wilsplaas in Ruiterbos naby Mossel Bay. Hy het vroeër vanjaar uit 'n boom geval. 5 besige leeuwelpies en 'n speletjie van aapjaag het daartoe gelei dat Zamba uit 'n boom geval het. Einde Februarie, begin Maart, hulle speel verskriklik rof omdat dit mannetjies is. En hulle was hier agter 'n blou aap in 'n boom ingewees en hy het geval en kort daarna het hy begin half van balans afgaan en ons het aanvanklik gedink dis dalk 'n bietjie hersenskudding of iets en ons het hom behandel met kortison daarvoor en toe so 'n paar weke daarna toe kom die simptome terug en ons het hom weer 'n keer behandel. Daar is aanvanklik gedink dat dit 'n besering was waarvoor hy kortisonbehandeling ontvang het. Dit was egter onsuksesvol. Daar is toe besluit dat 'n MRI nodig is om die oorsaak van die probleem vas te stel. En dit wys op die MRI wys dit 'n geringe cerebellum hernia wat drukking veroorsaak op die medulla oblongata, wat beteken dit veroorsaak bietjie drukking op die breinstam. En die rede daarvoor is 'n Vitamiene A tekort. Wat vir ons baie vreemd is want hulle kry al hulle supplemente ons van die dag wat dit ons gekom het. Ons dink sy absorpsie is miskien net nie so goed soos die res van hulle sin. Daarna sal Zamba vir die volgende 3 maande elke 2 weke 'n inspuiting kry. Sy kos word ook aangevul met beeslewer. Daar word gehoop dat Zamba binne die volgende 6 maande weer sy ou self sal wees. Tanya Krause, SAK nuus, Ruiterbos in die Wes-Kaap. Met vandag se tennisnuus. Dan al van die Afrikaanse nuusspan vir vanaand. Ons is môre aand terug op dieselfde tyd en dieselfde plek. Totsiens.